Wel, goeiemiddag almal. Dit is vir ons 'n voorreg om hierdie aanbieding te doen. Ons is baie opgewonde oor die boeke wat ons het. Eerstens, ek is Hannes Barnard. Ek is die verkoopsbestuurder aan die opvoedkundige kant by Penguin Random House Suid-Afrika. En ek en my kollegas gaan vandag vir julle vertel van boeke wat ons mal is oor, maar wat ons ook dink baie goed in die klaskamer werk. Ons kyk spesifiek vandag na graad 8 tot 11 en die meeste van hierdie boeke, soos julle sal sien, het ook studiegidse. Ons gaan so om die beurt gaan ons julle vertel van die boeke en so moenie skrik as daar nuwe mense praat nie. Almal gaan hulle self voorstel wanneer hulle die eerste boek bekendstel. So asseblief moenie ek hoop julle geniet dit. As daar enige vrae is, sit dit asseblief in die geselsboksie en ons sal hopelik tyd hê om dit te kan antwoord. As ons nie kan nie, sal ons na die tyd na julle toe kom. Kyk ook gerus uit vir enige skakels wat eendag vir julle op die groep gaan sit. En ons gaan na die tyd ook vir julle inligting stuur. So ek hoop julle geniet dit. Ons waardeer julle tyd. Ons weet hoe moeilik dit is, nie net hierdie tyd van die jaar nie, enige tyd van die jaar as jy 'n onderwyser is. Dit is kosbare tyd, maar hopelik is hierdie inligting wat julle gaan help in julle klaskamer. Het sy of julle 'n nuwe boek soek, of daar net soos tussen twee boeke hierdie gaan vir julle die antwoorde gee. So daarmee skop ons af. Ek dink Cathy, jy is eerste aan die woord. Goeiemiddag almal. Ek is 'n opvoedkundige bestuurder. Ek werk met al die boeke wat jou moet help in die klaskamer en dit is my verskriklik lekker want ek weet hoe baie hulp 'n mens nodig het, veral as dit laat aand word en jy moes nog eintlik 'n ou toetsie opgestel het. So ek begin sommer dadelik met ons vrae en antwoorde aan die linkerkant van die skerm. Ons het 'n boek vir graad 10 tot 12 en 'n boek vir graad 7 tot 9 en ons het juis dit gaan doen sodat jy dit nie hoef te doen nie. Ons het vir jou gaan tekste soek. 50 tekste in elkeen van daai boeke en dit is begripstoetse, 10 begripstoetse, 10 opsomming. Dit is ekskuus, moet ek gaan my rekenaar inplug. Daar is luistertoetse in, daar is visuele geletterdheid, die 10 tot 12 boek het ook 'n paar ongesiene gedigte in en daar is ook kritiese taalbewustheid. En ons het die vrae vir jou gaan uitwerk soos wat dit in Bloom's en Barrett's vereis word en die antwoorde is daar. So dit is 'n boek wat jy wil hê sodat jy nie hoef te wonder wat jy met jou vraestel en jou toetse in die res van hierdie kwartaal gaan doen nie. Ek neem aan julle is almal al besig met julle maartpunte lyste, maar Junie se vraestel lê heel moontlik nog soos 'n berg voor jou en dan is daai boek jou antwoord. As ons na die middelkant van die bladsy gaan met die klasgidse, glo ek die meeste van julle is vertroud met die klasgids. Die klasgids is hierdie jaar in sy 61ste bestaanjaar. So dit beteken 61 jaar gelede het iemand al gedink hy wil graag die onderwysers in die Afrikaans klaskamer help en ons het nou net daai vaandel aangevat. En die klasgids is alles wat lekker is wat in my Afrikaanse klas werk, wat onderwysers vir ons reg oor Suid-Afrika stuur. En ons kyk dan na die standaard, ons kyk of dit lekker gaan werk, ons check of die antwoorde reg is en dan plaas ons dit in die klasgids. So van graad 8 tot 12 huistaal en eerste addisionele taal. En daai klasgids is heeltemal gepak met verskriklik baie begripstoetse, taaltoetse, vrae oor spotprente, posters. Hier en daar is daar gedigte, analises, opstelonderwerpe, mondeling onderwerpe. So ook jou antwoord vir 'n vraestel. Ek het vergeet om te sê jou vrae en antwoorde is ook vir huistaal en eerste addisionele taal. En aan die bokant van elke teks wat ons vir jou gee, stel ons 'n graad voor, maar julle weet mos baie keer is iets dalk vir julle te moeilik of iets is 'n bietjie te maklik en dan kan jy dit net aanpas na jou klassebehoeftes. Aan die regterkant, heel regs het ons taalwerkboeke vir Afrikaans huistaal en Afrikaans eerste addisionele taal, graad 10 tot 12. En dit is nou soos die ou tydse Afrikaans my taal handboeke waar daar net oefeninge en lyste en herhalende oefeninge was van taal. Daar's nie begripstoetse in nie. Dis net die vaslegging van alles wat jy van taal moet weet. Met die antwoorde natuurlik ook. As ek nou byvoorbeeld net kan dink aan die eerste addisionele taal is daar van daai afdelings wat ek dink daar's 200 sinne in die direkte en indirekte rede dink ek. So ek bedoel na 200 sinne behoort jy dit redelik onder die knie te kan kry.
Dan net so links van die taalwerkboeke het ons druk Speel wat 'n filmstudiegids is vir die klaskamer. Leon van Nierop het hom geskryf. Absolute 'n wins vir aanwins vir jou klas, vir alles jy met die IB met jou genre 4 en genre 3 werk. Ons het so 'n bietjie die filmstudie hier en daar 'n bietjie anders benader sodat jy ook lekker take vir julle genre 3 en 4 kan uitwerk. Fantastiese hoofstuk oor resensies met Leon van Heerop wat ons weet ons beste resensent in Suid-Afrika is wat films betref, en ook 'n lieflike studiegids aan die agterkant wat wonderlike Afrikaanse films analiseer. En dan reg onder ons liggie het ons dames en here, en soos wat jy die titel kan aflei, is dit 'n boek vir alles wat jy gaan doen wanneer jy op verhoog gaan staan en gaan sê dames en here. Die boek fokus basies op jou redenaars en jou debatte. Ons het twee baie bekendes, Dr. L.B. Arendorf en Lucinda de Jager wat die boek geskryf het, saam met ek dink is Elise wat gewerk het met die spandebatte en die spanredenaars. En alles wat jy moet weet oor hoe om 'n onderwerp te benader, hoe om hom uit te pak, hoe mense beoordeel word, wat jy moet doen as jy self wil beoordeel of as jy 'n debatklub by jou skool wil begin. Alles is in daardie boek en dit is die antwoord vir elke Afrikaans onderwyser, want nie net is daar inligting oor redenaars en debat nie, maar ook oor al die tipe van mondeling onderwerpe wat jy in jou klas kan hê, soos jou motiveringstoesprake, jou bedankingstoesprake, so 'n absolute iets om te hê vir jou kinders in die klas. Reg, en dan gaan ons aan na die volgende bladsy en hier het ons Tyd is 'n bliksem, ons bundel en ons weet dat julle moet volksverhale, kortverhale, gedigte en dan nog dramas doen. En ons het gedink ons gaan dit vir julle maklik maak deur een boek vir julle te gee wat al 4 daai genres in het. Alles is nuwe tekste wat saamgestel is en dan is die studiegids ook heerlik met vrae en antwoorde oor elkeen van daai tekste. En ja, 'n lieflike boek, veral as jy 'n bietjie moeg is vir die kortverhale wat op die oomblik in die omte is in die skole, dan is hierdie jou antwoord om 'n bietjie nuwe titels en tekste vir jou kinders te gee. En dan gaan ek nog steeds praat. Ons is nou hierso by een van my gunsteling onderwerpe. Dit is die grafiese roman en eintlik moet julle vir my 'n uur gee net om oor die grafiese roman te praat, maar ek gaan regtig probeer om dit vinnig te doen. Al wat ek eintlik vir jou wil sê, as jy nou nog nooit gedink het jy wil 'n grafiese roman in jou klas doen nie, dan moet jy maar eintlik net om te kyk of dit gaan werk. En dan kan jy my mail na die tyd en sê dit het gewerk. Die grafiese roman is ideaal vir jou graad 8 en 9. Hy is taal eers tradisionele taal en daar is genoeg letterkundige teorie en letterkundigheid in dat jy nie moet voel dat jy jou kinders afskeep nie. Die wonderlike ding van die grafiese roman is omdat hy basies met 2 stories in een werk, werk met 'n tekstuele storie en 'n visuele storie. Is jy en jou kinders eintlik die heeltyd besig met visuele geletterdheid en kritiese taalbewustheid. En wil ek amper so ver gaan om te sê 'n kind moet amper harder werk om 'n grafiese roman te verstaan want daar is soveel interpretasie wat moet plaasvind behalwe die 1 of 2 sinnetjies wat hy lees, want daar is soveel wat hy moet lees visueel gewys om die boodskap te kan verstaan. Natuurlik vir jou eers tradisionele taal is die korter sinne fantasties, dit gee hom baie meer selfvertroue. En dan is dit ook vir die van julle wat in die IB skole is of hou van filmstudie, is dit ook so vir die begin van filmstudie, want ons werk, daar is definitief hoeke wat jy kan gebruik wat jou filmstudie oog sommer so lank kan inlei. En as ek net gou vinnig albei van die storieetjies kan opsom, aan die regterkant het ons hierso hoofstuk 1 van Hart is net atome, wat 'n lieflike verhaal is, so 'n bietjie van 'n romantiese komedie met Poe wat julle is van 'n sy's 'n familie Koreaans, maar sy's eintlik 'n bokskampioen. En julle kan nou dink as iemand baie tradisioneel is soos Poe se pa wat graag wil hê sy dogter met tradisionele drag aantrek dan en sy's 'n bokskampioen, kan julle klaar sien ons werk lekker hierso met die breek van stereotypes en daar's so 'n bietjie van 'n liefde in Poe en haar beste vriend doen baie dinge saam en dan kom sy agter maar haar beste vriend hou dan nou so 'n bietjie van 'n meisie en sy kan skielik nie verstaan hoekom maar daar so pla nie. En dan het sy operasie sabotasie wat sy probeer om hulle uitmekaar te kry, maar eintlik bring sy hulle net al hoe nader. Ag en op die ou end
gee julle mekaar darm so hou drukkie julle in die einde. So all is well. Daar's lekker spanning, en daar's lekker humor. En dis 'n heerlike boek as jy bietjie meer oor kultuurverskille in jou klas wil doen en definitief nie afbreek van stereotypes. En aan die linkerkant het ons die fantastiese Laaste Lewe van Fanie Viljoen. En hierdie is 'n middeleeuse drama en soos wat julle net op hierdie twee prentjies kan sien, Daniel Hugo het die illustrasies gedoen en hy het absoluut reg laat geskiet aan hierdie hele middeleeuse vibe. As jy net kan kyk na daai twee prentjies, hoe ryk die visuele teks hierso is. En dit gaan oor Sam en in hierdie storie daar's 'n goodie en daar's 'n baddie. En Sam is die goodie en die swart kraai is die baddie. En die swart kraai het Sam se pa doodgemaak lank terug. En Sam probeer nou al baie lank om die swart kraai dood te maak. Hy wil sy pa se dood wreek. En die boek begin waar hy ongelukkig sy lewe verloor. Die swart kraai maak vir Sam dood, maar Sam het 7 lewens en hy het nog 1 lewe oor en met hierdie 1 lewe sê hy gaan hy die swart kraai uiteindelik klaarmaak en vernietig dat hy sy pa se dood kan wreek. Daar is ook so klein bietjie van 'n liefdesverhaal in. Ons het 'n lekker sterk meisie karakter Claire wat glad nie bang is vir die swart kraai nie en allerlei interessante dinge doen. En die twee raak groot vriende en saam oorwin hulle op die ou en die swart kraai. En dit is dan as 2 wonderlike grafiese romans wat julle asseblief moet probeer in julle graad 8 en 9 klasse. Dankie Cathy, ek kan hele middag net na jou luister, is jy nie seker jy wil verder gaan hierso nie? So raai, dankie. Hallo julle, my naam is Nadine. Ek is die bemarkingsbestuurder van plaaslike kinder- en jeugboeke, so ek doen die publisiteit en die bemarking. So, 13de dag in Chengdu. Nou, Henk, daai ouetjie op die voorblad met die rooi neus, hy's 'n vreeslike senuweeagtige mannetjie en hy het ongelooflik baie bygelowe. Die nommer 13 is sy grootste vrees. Hy doen alles in sy vermoë om net weg te bly van hierdie nommer, want ons almal weet net bose dinge gebeur wanneer nommer 13 sy verskyning maak. Henk en sy ma trek Chengdu toe. Dit is in China. En sy ma gaan daar skool hou. Nou elke slag wanneer Henk in die woonstelgebou se huisbak inklim, gebeur vreemde goed. Na by die verlate 13de verdieping, dan begin die huisbak al hoe stadiger gaan en die ligte begin flikker en die deur gaan van self oop. En as hy uitkyk in die donker gat in van nommer 13, dan sien hy 'n paar oë wat na hom staar. Hy glo vas dit is die spook van Sarah Mallory. En dit is 'n 13-jarige meisie wat vroeëre jaar of die vorige jaar na haar dood geval het. En nie waar nie. Uit die venster van dieselfde gebou en dieselfde verdieping en dieselfde kamer as waar Henk nou slaap. So was dit 'n ongeluk of was dit ietsie meer sinister? Allerlei ander rare en onverklaarbare dinge gebeur met Henk in hierdie land wat vol mites en legendes is. Die skoolhoof is erg vreemd. Mrs. Sullivan, wat ook in die woonstelgebou bly, lyk of sy 'n vreeslike geheim met haar saamdra. En om alles te kroon word arme Henk 13 jaar oud op Vrydag die 13de. So niks kan mos hier verkeerd gaan nie. Hierdie boek is vol hedendaagse tegnologie en interessante feite oor China, maar sonder dat dit ooit soos 'n Wikipedia inskrywing klink. Die skrywer, De Wet Hugo, woon self in China, so al die elemente in die storie is baie geloofwaardig. Die karakters is ongeforseerde vers en hulle praat soos tieners maar praat, daar's bietjie gemengde taal, maar dit pla nie. Meer nog, dis 'n naalbuiter wat jou op die punt van jou stoel gaan hou. So hierdie is perfek vir seuns en vir dogters wat hou van avontuur en ietsie bietjie averegs, en ek dink dit sal uitstekend werk in 'n klas vir graad 8 EAT. Nou is dit my voorreg om te gesels oor ons laaste legendariese somer deur Fanie Viljoen. En dit vertel die storie van die 17-jarige Toby Dreyer en sy vriende Rowan en Dean. En hulle besef, aangesien hulle in graad 11 is, gaan hierdie hulle laaste ordentlike somervakansie wees voor hulle nou graad 12 klaarmaak en dan die grootmenswêreld betree. So hulle besluit, aangesien dit die laaste ene is, sal hulle moet seker maak dit is absoluut legendaries.
En om dit nou te verseker besluit hulle gaan duim gooi van Bloemfontein tot in Vleesbaai, aangesien Toby se oom 'n strandhuis daar het. En hulle smokkel dan boonop nog tussendeur 'n stompneus Frenchie proppies ook saam, want hy het nog nie die see gesien nie en elke hond verdien om die see te sien. En hulle besluit vooraf, hulle gaan 3 reëls in plek stel om te verseker dat dit 'n legendariese somer is. Hulle mag nie beklei nie, hulle moet alles saam doen en daar mag geen meisies betrokke wees nie. En natuurlik verloop dinge nou nie heeltemal volgens plan nie. En onder andere verloor Toby sy selfoon. Oom Piet by wie hulle sou gaan bly het in Vleesbaai is nie tuis nie. En hulle sukkel om by hulle eie 3 reëls te hou. En om dinge nou nog verder te kompliseer, ontmoet hulle boonop op Vleesbaai 3 meisies wat ook een goue reël vir die vakansie het. En hierdie reël is geen seuns. Nou, ten spyte van die uitdagings in die boek, is dit 'n verhaal van legendariese planne, golfkarresies, visvang, surf en miskien is daar ook sprake van 'n legendariese soen. Dis ideaal vir graad 7 tot 9 lesers en dit is sommer net 'n lekker ligte leesverhaal sonder swaar temas. Daar's 'n lekker omvattende wonderlike gids beskikbaar en laaste vir die beste, dit was ook ons Lapa jeugroman kompetisiewenner vir 2024. Dan sê baie dankie Renet. Ons bly by Fanie Viljoen en hierdie was ook op die kortlys vir 'n jeugverhaal, 'n jeugroman kompetisie. Davie Koster bly in Kaapstad en in die onder Tafelberg is daar baie donker wolke oor hom, want die arme ou se lewe is nogal kompleks. Sy ma is 'n opgaarder en 'n hoarder in Engels. En dit is baie moeilik om in 'n woonstel te bly waar jy glad nie kan beweeg nie. Dit is moeilik om by die skool op te daag met hemde wat altyd gekrekel is en om hierdie geheim te hou. Jy wil nie meer, jy kan niemand na jou huis toe nooi nie. Jy skaam. En jou ma manipuleer jou 'n bietjie. Daar's definitief 'n skuldgevoel wat sy by jou jy weet, ontketen en sy kom met haar eie probleme. Sy het 'n geskiedenis van seer kry en sy dra baie hartseer in haar hart en dit manifesteer in hierdie opgaardery. So Davie is 'n bietjie van 'n buitestander in die skool en hy wil eintlik soos meeste mense wil hy maar net 'n normale lewe voer. Hy wil vriende hê en normale dinge doen in sy opinie. Dan ontmoet hy JD Everts en JD is 'n bietjie anders. Sy is 'n vreemde meisie. Sy is baie lief vir boeke en sy het interessante en slim sê goed. En sy laat Davie 'n bietjie anders na die wêreld kyk. Maar nog steeds moet hy hierdie geheim bewaar want niemand kan uitvind wat regtig gebeur nie. Intussen probeer hy skelm om van die goeters ontslae te raak, maar sonder dat sy ma enigstens agterkom, want dan gaan sy dit verloor. So hierdie is 'n wonderlike boek met regtig toeganklike taal, baie interessante en 'n verskeidenheid temas. So ek sou dit tematies baie sterk noem, maar dit is niks word hard oorgebring nie. Dit is die temas kom sag en toeganklik oor. Daar is ook 'n wonderlike studiegids met kontekstuele vrae, skryf en mondelinge aktiwiteite. En wat hierdie boek ook lekker maak is dat dit ewe toeganklik is vir seuns en meisies, as ook vir ek sou ook dit vir EAT, daar staan 'n huistaal, maar ek sou dit ook vir EAT vir graad 8, vir graad 9 voorstel. Dit as gevolg van die taalgebruik en is nie 'n baie lang boek nie. So die storie is sterk, die karakters is sterk en Kaapstad word ook in 'n opsig 'n karakter in hierdie boek. So dit is die milieu is pragtig. So ek kan dit regtig aanbeveel. Skandeer asseblief daai kode en kyk 'n bietjie meer daarna. Ek het vergeet om myself voor te stel, so kom ons gee voor, hierdie is my eerste boek. Ek is Renet Symington en ek is 'n verkoopsverteenwoordiger vir die skolespan in die Noord-Kaap, in die Oos-Kaap, in die Wes-Kaap en in Namibië. En ek het die voorreg om oor die volgende boek ook te gesels, eendag in Julie deur Nerien.
En ek gaan julle nou so 'n bietjie van 'n throwback gee na die COVID-tydperk. 'n stukkie uit die boek uit. Hy haat haar. Koningin Kiana met haar donker hare, bruin bene en kort rokkies wat tydens COVID op 'n Saterdag in hulle kombuis ingestap en plaatkoekies begin bak het. Kiana wat sy en sy pa se Namibië planne kom bederf het en Kiana wat sy ma se voetspore in hulle huis soos 'n potloodskets probeer uitvee. Nou hierdie vertel die verhaal van die 16-jarige Matt Wepener en sy lewe het radikaal verander nadat sy ma die vorige jaar verongeluk het. En asof dit nie reeds genoeg is om mee kop bo water te probeer hou nie, moet hy nou ook vrede maak met sy pa se nuwe vrou en dit alles te midde van 'n wêreldpandemie. So dis nie asof hy kan vlug nie want almal is ingeperk in een huis. En sy pa moet dan reis vir werk en hy is weg. En dan stel Kiana sy nuwe stiefma aan hom 'n ultimatum. Of hy aanvaar haar gesag of hy vat sy goed en hy loop. En tipies tienerseun besluit hy natuurlik, hy kies opsie 2, hy loop. Maar as gevolg van die inperking mag hy nie na 9 uur op straat wees nie. En sy vriende is weg plaas toe. Sy ex-meisie se ma wil niks van hom weet nie. En sy ouma se aftreeoord is in isolasie vir 10 dae. So hy is nou op straat sonder heenkome, maar hy mag ook nie op straat wees nie. En hy word dan per ongeluk deel van 'n malende massa wat plunder en verwoes as deel van landswye optogte. En as julle nou lank genoeg kan terugdink, sal julle onthou daar was op 'n stadium sulke optogte wat mense ingebreek het en goed gesteel het en geplunder het. En hy land toe nou as deel van dit. En desperaat en doodhonger land hy toe in 'n plakkerskamp saam met sy groot akademiese kompetisie by die skool en die ouetjie se naam is Sam. En hy sien toe 'n bietjie meer van Sam se leefwêreld, hoe hardwerkend Sam is, hoeveel meer hy moet doen om op dieselfde vlak te kom. Hy het nie 'n pa nie, sy ma werk verskriklike baie ure want sy is 'n verpleegsuster en dit is 'n pandemie, so sy ma help die siekes dwars deur die nag. En terwyl hy daar in die plakkerskamp om die vuur sit en natuurlik ook met 'n bietjie onder Sam se invloed, gaan die lig vir hom aan en hy besef dat hy miskien 'n bietjie anders na die lewe moet begin kyk. Dis 'n ideale leesboek vir graad 8 tot 10 lesers en dit het sterk temas soos familie, verlies, lewensdrome, die COVID-19 inperking. Dit is nie 'n COVID-19 boek nie, dit het net 'n COVID-19 agtergrond. Die stiefouers vrees vir die dood om 'n waardering te hê vir dit wat jy het en ook die perspektief waarmee jy na dinge kyk. En natuurlik is daar ook 'n lekker wonderlike gids beskikbaar vir eendag in Julie. En nou is dit Karen se beurt wat dieselfde titel het as Renet, as skoleverteenwoordiger, en ek werk in al die ander provinsies wat sy nie genoem het nie. En dan kan ek ook sê ek het die lekkerste werk, want ek kan die boeke lees en ek kan die inligting met die onderwysers deel by die skole. Nou, Krag is 'n boek wat ek verskriklik geniet het en wat ek met baie vreugde met ander deel. Natuurlik, die voorblad, die groen met die swart kante, dit het my dadelik die tempo van vinnig en hier gaan iets slegs gebeur gegee. Nou, veral ook wanneer jy kyk na die voorblad met die spuitnaald en die gewigte, dan weet jy sommer dadelik, hierdie gaan iewers 'n draai maak na oefen en na steroïdes toe. Nou, ons praat van hierdie boeke, soos Krag, as 'n tema wat high-low beskryf word, en dit is spesifiek vir iemand wat nie hou van lees nie. Ons praat van hoë interessantheidswaarde, en dit is vir 'n leser wat 'n laer begripslees vermoë het. Nou, waarom doen ons dit? Ons doen dit want dit bou selfvertroue en dit verbeter taalvaardigheid en taalvlotheid. Ek kan regtig vir jou sê dat hierdie boek is 'n gewaarborgde leessukses en saam met die studiegids is dit 'n hulp vir elke een in die klaskamer. Hierdie boek is ek verskriklik mal oor om die rede, dit het alles begin by 'n hond van Annelie Ferreira, dat wanneer jy partykeer 'n boek in die klas doen, dan is dit dikwels 'n meisie karakter wat die hoofrol speel of net 'n seuns karakter. En in hierdie boek het ons 2 meisies en 2 seuns karakters en hulle almal speel dieselfde level van rolle.
So die boek word, as ek dit reg het, in 16 hoofstukke gedeel en elkeen van die karakters het 4 keer 'n spreekbeurt. So daar's iets vir elkeen in die klas om na te luister. 4 totaal verskillende perspektiewe. Ons het vir Fundani, ons het vir Sandria, ons het vir Liegli en ons het vir Vincent. En hierdie 4 kinders se lewens word op 'n random middag kom hulle almal bymekaar. Dit begin met Liegli en Fundani wat agter 'n hondjie aan hardloop ergens by 'n rommelhoop in Khayelitsha, want dit het alles begin by 'n hond. En in dieselfde tyd is Vincent en Sandria weer besig as deel van 'n kunsprojek om 'n hommeltuig te vlieg as deel van hulle projek saam met die kuns en die meganiese tegnologie. En dan word hierdie hommeltuig deur 'n windvlaag geruk en hy slaan dan vir een van die ouens verlieg by die rommelhoop teen die kop. En dit is hoe hierdie 4 kinders se lewens een middag almal bymekaar uitkom. En hulle die ondersteuning vir die verskillende dele van waar hulle vandaan kom uit die samelewing gee ons 'n baie interessante blik op elkeen se anderste konteks en natuurlik definitief 'n bietjie van 'n beter verstaan en 'n beter begrip vir waar ons almal vandaan kom. En op die ou end die boek gaan ook oor elkeen van hulle se soeke in waar hulle behoort en wat hulle moet doen met hulle lewens. Fundani skraap op die ou end die moed bymekaar om 'n TikTok video van homself te neem waar hy hom gemeer as 'n volkdosser optres. Sandria word geïnspireer om 'n fototriptiek van haar kindsprojek te maak en sy doen op die eind baie goed daarmee. Sy wil ook die verskil tussen hulle leefwêreld, haar leefwêreld en dan Fundani se leefwêreld uitbeeld. Liegli moet aan werk begin dink nadat haar tannie baie siek is en sy moet skool los om te werk, om geld in te bring. En Vincent probeer sy ouers oorreed dat hy regtig baie groot liefde vir die natuur het, vir die see het, nadat sy oom verdrink het in die see en hy moet sy ouers oorreed dat hy is alright, hy's 'n sterk swemmer, en hy wil graag werk met seeredding ook. Die 2 ruimtes wat dan ook in die boek plaasvind is kontrasterend. Ons het vir Khayelitsha in die Kaapse ruimtes, swart woonbuurt en 'n arm woonbuurt en dan het ons die goeie woonbuurt aan die kant Firgrove naby die Somerset Wes en Strand omgewing. En dan die temas in die boek is daar's regtig iets vir almal. Daar's ernstige temas soos gender, tienerswangerskap, maar dit word baie lig aangeraak en soos as dit terloopsheid genoem, iets waarmee ons kinders, ek dink vandag in elk geval redelik gereeld mee te doen het. Dit gaan oor die oorerflikheid van alkoholisme, ons werk met geweld teen vrouens en ook die aanpassing binne kitsgesinne kom ook voor. En dan is daar deurlopend die tema van vriendskap en die wonderlike diversiteit van vriende en hoe dit kan lei tot 'n amper magiese ingryping in 'n mens se lewens. Beslis 'n boek wat jy moet oorweeg vir jou graad 9 of 10, graad 8 en 9 huistaalklas, selfs jou graad 10 huistaalklas en 'n baie lekker boek vir jou graad 10 en 11 eerste taalklas. Ek wil teruggaan na 2 jaar gelede, toe ek nog net Ethan was. Ethan met die cool broer en awesome ouers. Ethan wie se ouers Sondagmiddag in die agterplaas gedans het. Maar op Vrydag aand het die dood pa kom haal. Hoe oorleef ek my eerste week sonder hom en alles wat nou anders is? Hoe haal ek nou asem? Om 'n ouer te verloor is uiteraard 'n verskriklike ding en as jy 'n tiener is dit amper ondenkbaar totdat dit gebeur. Wanneer Ethan se pa skielik sterf, moet hierdie arme jong tiener oornag die man van die huis word. Hy moet sy pa se begrafnis reël, hy moet skielik worry oor finansies wat hy nooit gedoen het nie en hy moet sy emosionele ma ondersteun. En alles te kroon, 'n hele paar maande gelede het sy broer Mason wat sukkel met skuldgevoelens en PTSD na 'n mynongeluk. Hy het weggeloop en niemand weet waar hy is en of hy nog leef nie. En Ethan moet hom in die hande kry om vir hom te sê hulle pa is oorlede. Hierdie is 'n coming of age boek en dit pak die tema van verlies, maar ook 'n ontwakende seksualiteit met groot sensitiwiteit en deernis aan. Clifford D. Norton kry dit ook reg om 'n blik op 'n baie spesifieke kultuur in ons land waar daar nie gereeld vir tieners geskryf word nie te gee.
Die karakters is herkenbaar en tieners sal maklik met Ethan en sy vriende se lewe, hulle interne konflik en emosionele binnewêreld identifiseer. Dis hoog leesbaar. Dit was een van my gunstelinge boeke van verlede jaar. En ek dink dit sal uitstekend werk as 'n klasleesboek vir graad 9 en 10 huistaal en graad 11 EAT. Ek begin Bravo Charlie met 'n stemtoon wat sê Bravo Charlie. Die karakter se name is in die titel. Die hond is Bravo en Charlie Flets, die ander hoofkarakter. Jacolet van der Berg bereik hier in die titel, sonder dat ons dit eers weet, die verwagting dat Charlie aan die einde van die boek iets groot geslaag het. Dis nie mooi so Charlie nie, dis Bravo Charlie. Die boek is Charlie wat hardloop. Hy hardloop om weg te kom van alles af. En ek het gedink toe ek die boek gelees het, hoe baie van die goed is daar ook met 'n H. Hy hardloop weg van die huis. Hy hardloop. Daar's 'n hond. Die boek is geskryf in 'n eerste persoon verteller. Nou terwyl Charlie spook met alles waarvan hy weghardloop, tel hy eendag 'n joernaal op. Hy wou nie die joernaal optel nie. Hy het sy bes probeer om weg te kyk van die joernaal af. Maar die joernaal het in sy hand beland. Natuurlik wil hy nie die joernaal lees nie, maar ons weet mos hoe dit werk. As jy juis nie na iets wil kyk nie, dan kyk jy spesifiek daarna. Nou, in die joernaal, dit word geskryf deur iemand wat nie sy naam aan die einde van elke brief skryf nie. En Charlie is nie lus om hierby en by hierdie mense probleme betrokke te raak nie. Maar wat sy oog vang is dat die briewe gerig is aan Leo. En dan sonder dat hy weet wie die skrywer is, sien hy ook die skrywer is in remissie na 'n kankerstryd. Nou, ek gaan niks verder sê oor die joernaal nie. Ek wil wel sê, die uiteinde, Charlie kry dit reg om onder sy probleme uit te hardloop. Hy beleef sukses en aan die einde kom hy ook by alles uit wat die goedheid van die opteljoernaal na vore gebring het. Ons sê, dis weer my beurt. Donkerster, Annerle Barnard. Julle het moontlik al van haar ander boeke gelees. Sy het Gif ook geskryf wat 'n wonderlike boek is. Die hoofkarakter is Carly en sy is, kom ons noem maar 'n Suid-Afrikaanse Greta Thunberg. Dalk nie so dramaties nie, maar redelik van 'n omgewingsaktivis. Sy het 'n passie vir wildbewaring en sy lewer sterk uitsprake op sosiale media en sy wil graag eendag geveearts word, nes haar ouers. En sy het 'n interessante stokperdjie ook, sy swys, so dis 'n lekker een. En sy en haar twee vriende, Hilda en Sam, word nogal as weirdos by die skool beskou. En Hilda is Duits en baie slim, trek vreemd aan en skroom glad nie vir eintlik enigiets nie. En Sam het albinisme. Carly is verlief op Wouter. Nou, Wouter is die skool se groot cricketster. En eintlik gebruik haar net om sy wiskundepunte te verbeter en breek op die einde haar hart. Julle het al daai gehoor iewers. Maar dan is daar Stef, die charmante buurman wat skielik sy opwagting maak nadat hulle vir baie lank mekaar nie gesien het nie. En hy flikvloei erg om haar hart te wen. Carly se ouers keer egter nie hierdie verhouding goed nie. En dan is daar ook Zander, 'n veeartsenystudent wat vakansiewerk by plaas doen en aanvanklik 'n doring in Carly se vlees is. En dan het ons vir Julian wat Carly se jonger boetie is. Al die drade van haar lewe word ineengevleg toe wildstropers die naburige Wildcat Sanctuary, 'n rehabilitasiesentrum vir leeu's en ander katte, begin teiken. Nou moet Carly en haar vriende, hulle hoef seker nie, maar hulle wil, saamspan om die leeu's te probeer beskerm. Maar die ding is, hulle doen dit sonder hulle ouers se toestemming. Carly se toewyding tot wildbewaring stel nie net haar eie lewe in gevaar nie, maar ook almal vir wie sy omgee.
Hierdie is regtig 'n boek wat met ontsettend baie, so hy spring weg met baie aksie en dan tussenin is jy die liefdesverhaal en so jy het regtig iets van alles. Jy het baie lekker spanning, baie drama, aksie en dan is daar verfrissende temas soos die geblikte jag, wildstropery, wildbewaring, albinisme, aktivisme, vriendskap, hoe om anders te wees en aan die buitestanderskap. Daar is ook 3 perspektiewe wat in hierdie boek gebruik word wat dit 'n bietjie anders maak. En dan is daar 'n boodskap en dit is wanneer is dit reg om op te staan en waarin glo jy? En dan ook natuurlik soos julle daar kan sien 'n baie lekker studiegids met woordeskat, opsommings, klasgesprekke, mondeling en skryfaktiwiteite, kontekstuele vrae met antwoorde sowel as opstelvrae. Dis 'n lekker boek, dit lees maklik en soos julle kan sien daar vir graad 8 en 9 tot 10 huistaal en 11 omtrent 11 vir eerste addisionele taal. Daar sê ek is nou miskien nie die regte persoon om te praat oor 'n boek met sport nie, maar ek kan tog sê dit was baie vernuwend om 'n boek te lees oor 'n ander sportsoort. Dit is gewoonlik rugby en cricket en alles het meisies ook wat cricket en sokker en allerhande dinge doen, maar hierdie keer 'n meisie as 'n bokser in hierdie boek Veergewig. Natalia boks in die veergewig afdeling en dit is 'n letterlike uitbeelding want dit word deur haar gewig betaal. Die figuurlikheid van hierdie tema en die boek se titel dui daarop dat Talia kan bang wees. Sy word geweeg en sy word te lig bevind. Sy is bang sy pas nie in nie. Hierdie is 'n verhaal van gesinsverhoudinge, 'n aanneemgesin en natuurlik ook 'n baie goeie skoot tienerliefde. Weereens 'n boek met 'n studiegids wat jou baie hulp en leiding gaan gee. En dan kan ek sê nou weet nie so baie oor sport nie, maar Cedricus wat sê, julle weet nie wat ons weet nie, nou hier kan jy jou kinders in die lees kry, deur te sê, jy weet nie wat juffrou weet nie, lees die boek om uit te vind. Dat sê dankie Karen. Nes julle dink julle het nou almal ontmoet, dan kom hier nog 'n gesig by. So ek is Jaconet, ek is die streeksverteenwoordiger in die Wes-Kaap, die Oos-Kaap, Noord-Kaap en Namibië. Dis my voorreg om vir julle van die boek Skerwe te vertel. Skerwe is geskryf deur Sally Partridge. Dis 'n vertaling van haar Engelse boek Sharp Edges. Die vertaling is deur Zelda Besuidenhout gedoen. So gou vinnig waaroor die boek gaan. 6 vriende woon 'n musiekfees in die Cederberg by, maar net 5 kom terug. Vir haar 17de verjaarsdag nooi Demi Crowley haar 5 beste vriende saam met haar na 'n musiekfees vir die partytjie van 'n dekade. Maar wat veronderstel was om die beste nag van hulle lewens te wees, verander in 'n nagmerrie wat nie een van hulle ooit sal vergeet nie. Skerwe is 'n holderste bolder, weghol verhaal oor liefde, verlies, vriendskap, dinge wat jou lank gaan bybly. Die temas in hierdie boek is soortgelyk aan die temas in boeke soos Asem en Afkop, wat almal vir dieselfde ouderdomsgroep bedoel is. Klik sommer hier op die QR-kode wat een af ons aan die regterkant gesit het, dan kan jy 'n bietjie meer omtrent Skerwe uitvind. Skerwe is geskik vir graad 9 en graad 10 huistaalleerders, of vir graad 11 eerste addisionele taalleerders. Daar's 128 bladsye, dis 'n sagte bandboek en ja, vir die onderwysers is daar 'n lekker studiegids beskikbaar. Okay, dan volgende gesels ons 'n bietjie oor kompleks. Daar's verskriklik baie om te sê oor kompleks, so bear with me. Maar kompleks het in 2025 die Skepersprys vir jeugliteratuur gewen. So ek dink dit is die moeite werd om so 'n paar oomblikke by hom stil te staan. Die dag toe Sean met sy dooie hond se leiband gaan stap, het hy min geweet dat sy lewe onherroepelik gaan verander. En toe Mika die skree hoor en die mens buite in die parkie net bly lê, sleep sy haarself nou maar buitentoe om te gaan kyk wat die man mekeer. Sean is 'n ruimtenerd wat sterre op sy rekenaar soek en cello speel. Hy's hoogs intelligent en hy bedryf 'n suksesvolle huiswerkbesigheid. Sy ouers praat nie met mekaar nie, sy pa is altyd besig in die studeerkamer en sy ma werk konstant.
Aan die ander kant het ons vir Mika, sy is 'n rebelse kunststudent met 'n voller figuur. Sy dink sy's dom en sy rook en drink oor naweke vodka om van die lewe te ontsnap. Sy is obsessief oor Griekse mitologie en rockmusiek en haar ouers kan nie besluit of hulle getroud of geskei wil wees nie. Mika en Sean is soos twee sterre van dieselfde heelal, maar eintlik ook wesens van totaal uiteenlopende planete. Albei kom uit huise met uitdagende gesinsverhoudings en albei is op soek na hulle self, hulle plek in die wêreld en hulle worstel met hulle eie waardes, soos wat maar tipies is aan tieners. Tydens 'n wintervakansie is beide Sean en Mika se vriende weg en hulle kom dan by mekaar, hulle vind mekaar en vir die eerste keer voel hulle asof hulle albei raak gesien word deur mekaar. So dit is 3 weke van passie, van diep gesprekke, diep koneksies, rusies, misverstande, cappuccino's en langs die pad raak hulle per ongeluk ook teen hulle wil 'n TikTok sensasie. Maar ongelukkig moet die vakansie einde kry en dan moet alles weer terugkeer na werklikheid. So kompleks speel met die idee van meer alle, met ander woorde dat daar oneindige weergawe van jouself kan bestaan en dat jy verskillende variante van jouself so kan uitleef. So die storie het 'n einde, maar daar is ook 'n wat as einde, wat as dinge anders verloop het, hoe kon dinge anders verloop het. So dis so 'n bietjie van 'n oop einde wat dit nogal lekker maak. En hoekom sal jy hierdie teks wil lees? Want soos ek reeds gesê het, dit het die Skepersprys vir jeugliteratuur gewen. Daar's verskriklik baie intertekstualiteit en dan is daar nogal uitgebreide voetnotas wat jou bietjie meer vertel oor die boek se inhoud, onder andere oor musiek, oor astronomie en oor Griekse mitologie, wat nogal lekker is as jy na matriekse kant toe beweeg, want dan is daar nogal baie, soos veral in onderwêreld, sprake van Griekse mitologie. Die hoofstukke is opgedeel tussen Mika en Sean, so jy kry nogal dieselfde storie, maar uit verskillende perspektiewe en dan natuurlik ook manlik teenoor vroulik. Voorin is 'n QR-kode na 'n Spotify speellys wat al die musiek waarna daar in die boek verwys word bevat, want musiek speel nogal 'n groot rol. En dan 'n ander cool ding van Kompleks is dat dit 'n AR voorblad het. So as jy jou selfoon vat en jy skandeer die QR-kode in die boek, dan raak die voorblad van die boek lewendig, die planete begin roteer en beweeg. En dan natuurlik is dit ook 'n verwerking van 'n reeks wat op Showmax is. So dit gaan 'n baie lekker vergelykende studie maak tussen 'n TV-produksie en 'n geskrewe werk. En soos altyd is daar 'n lekker omvattende studiegids beskikbaar. Dankie Renet. Goed, nou is dit weer my beurt en ek praat oor Koen se jaar van kook. Ag, dis 'n lieflike boek hierdie, nie net om te lees nie, maar ook om in jou hande vas te hou. Pragtige voorblad en as jy die boek dwars draai, die kant van die bladsye is swart. So dit is heeltemal iets anders. Dit gee so effens ek weet nie of jy die dagboeke, die Moleskines ken nie. Dis so gevoel wat jy kry. So Koen se jaar van kook is geskryf deur Zelda Besuidenhout en dit was een van die naaswenners in Lapa se jeugroman kompetisie van 2023. So 'n bietjie agtergrond omtrent die storie. Kon Albertyn, sy is die dogter van 'n diplomaat en om alleen te wees is een van haar vaardighede. Sy beplan om in haar laaste jare op skool soos kook te wees, vloeibaar. Niks of niemand gaan aan haar raak nie. Daar mag geen haakplekke wees nie. Haar ma koester juis groot verwagtinge van haar en haar matriekuitslae by hierdie koesterskool Excellentia, waarin sy haar duisende kilometers ver gestuur het. Wel, Excellentia is nie 'n gewone skool nie. Die plek is vol geheime en tradisies wat Koen se hare laat rys. Maar sy is nie daar om te integreer nie, sy is daar om te leer. Ongelukkig is die lewe nie so voorspelbaar soos 'n chemie-eksperiment nie. En soms maak dit nie saak wat jy doen nie, die moeilikheid kom soek vir jou. Koen se jaar van kook is 'n #MeToo storie. Dit stel die leser bloot aan die realiteit van seksuele teistering en die impak daarvan op slagoffers. Hierdie bewusmaking van die #MeToo beweging maak die verhaal aktueel en relevant vir ons huidige sosiale klimaat. Die verhaal fokus ook op die belangrikheid van selfontdekking, selfbewustheid en die reg om jouself te wees in 'n wêreld wat nie altyd ondersteunend is nie. Koen se jaar van kook word egter nooit neerdrukkend of 'n vroegende boek nie. Dit het geloofwaardige karakters wat opstaan en saam staan en die fluitjie blaas waar nodig is. Want die vriendinne ontdek ook dat daar, soos dikwels die geval is, te veel weggekyk en weggeskram word. Die boodskap in die boek is duidelik.
Moenie dat jou omstandighede en wat met jou gebeur jou definieer nie. Dit gaan eerder oor wat jy daarna of daaromtrent doen. Hierdie boek is ideaal vir klaskamer gebruik omdat 'n wye groep lesers by hierdie storie sal kan aanklank vind. Die boek kom in 'n sagte bandformaat. Dit het 285 bladsye en is ideaal vir graad 10 en 11 huistaalleerders, maar ook vir graad 11 eerste addisionele taalleerders. En daar is ook 'n studiegids vir die onderwysers beskikbaar. Daar sê ek het die voorreg om 'n boek wat baie na my hart is met julle te bespreek. Hierdie is my boekbaba. Ek het na baie jare in die buiteland het ek self ondersoek ingestel oor my identiteit, waar ek pas in die wêreld en dit is die gevolg hierdie boek. So dit speel af in 1986. In 86 was ons land, maar nie net ons land nie, die wêreld, dink aan Chernobyl en allerlei ander goeters wat gebeur het, die Challenger lugramp, daar het 'n klomp goed in 1986 gebeur, maar in Suid-Afrika was ons land vasgevang in 'n toestand van spanning. Daar was onluste, intense rassespanning, internasionale druk, vryheidsvegters en die onwrikbare regering was in 'n amper oorlog betrokke met 'n regteen wat gedreig het. Maar in Dannhauser in Noord-Natal het dit baie ver gevoel. Dit het nie gevoel asof daai goeters in daai wêreld gebeur nie. En veral vir Piet de Lange. Piet is in standaard 8, oftewel graad 10, en hy en sy beste pel, Barend, het net 2 drome. Hulle wil graag eerste span rugby speel, en hulle weet, as jy in graad 8, in standaard 8, eerste span rugby speel, kan jy die mooiste meisies kry, want die mooi meisies hou van die gewilde meisies, en die mooi meisies hou van die ouens wat eerste span speel. So dis hulle plan, en Piet het sy oë op hierdie baie mooi blonde meisie genaamd Renate. Maar een aand gaan draf hy, en hy gaan draf op 'n plek waar sy ma vir hom baie gewaarsku het om nie te gaan draf nie, oom Gerrit se plaas, want oom Gerrit is 'n bietjie lief om mense te skiet wat op sy plaas oortree. Maar hy gaan draf in elk geval daar, want hy het 'n baie mooi uitsig oor die Drakensberg. En terwyl hy draf, loop hy 'n swart seun, 'n Zulu seun genaamd Petrus raak, en hulle raak in 'n geveg betrokke, 'n argument, nie een van hulle is veronderstel om daar te wees nie, maar terwyl hulle argumenteer, kom 'n kar nader, of 'n voertuig, en hulle skuil agter 'n rots. Hulle dink dis oom Gerrit, die boer, maar dit is nie. Die bakkie stop, en uit die bakkie klim een van die dorp se jong boere, Rudy, so 'n groot man met 'n oranje snor, maar hy is nie alleen nie. Saam met hom in 'n kar is 'n jong Indeer meisie, en hy het baie slegte intensies. En hulle weet dat hulle 'n keuse het. Hulle kan of hierdie ding keer, maar hulle kan ook sien dat Rudy 'n geweer het, of hulle kan maak asof hulle dit nie sien nie, en hoop dit gaan alles weg. Nou, ek gee nie te veel weg as ek sê dat hulle dit wel keer nie, maar hulle vlug nouwelings met hulle lewens. En Rudy bly 'n bedreiging reg deur die storie. Gaan hy klaarmaak wat hy begin het. Maar wat hierdie doen is, in 'n wêreld, in 'n apartheid wêreld, waar mense veronderstel is om weg van mekaar af te leef, dwing dit 3 vreemdelinge om 'n vriendskap aan te knoop, want hulle is die enigste 3 wat weet wat gebeur het. Hulle deel 'n geheim. So dit is die storie van Piet, Petrus en Sarita, maar dan is daar ook Wennie Naidu, wat 'n aspirant vryheidsvegter is, en sy aspirasies is baie hoër as sy talent, en sy paaie kruis die van ons 3 protagoniste, en dit het regtig verrykende gevolge vir Dannhauser en die omgewing. Hierdie storie is een van rugby, vriendskap, liefde, ontdekking, emosies. Ek hoop jy gaan lag, maar jy gaan dalk ook huil. En daar's 'n komeet in, daar's 'n een keer in 'n leeftyd geleentheid, en daar's baie hoop in. Dis 'n grootword roman van Piet en 'n paar van die ander karakters. En ja, ek hoop julle geniet dit. Daar's baie tematies, is daar natuurlik baie goed wat mense kan werk. Daar's 'n studiegids in Engels beskikbaar. Die boek is vertaal
in Engels ook. Daar's ook 'n audioboek beskikbaar in Engels. Die studiegids is baie interessant. Dis deur 'n taalkundige Dr. Su Liang van die Amerikaanse skool van Johannesburg geskryf. So hy bring 'n lekker historiese konteks daarin, etimologie, daar's leesaktiwiteite, literêre aspekte, temas, opstelle ensovoorts, is alles hier in vrae en antwoorde soos in al ons ander studiegidse. So ek hoop julle gee dit 'n kans en geniet dit. Ek wil daarmee dink dis ons laaste boek, maar ek wil net vir julle sê ons het nou deur 'n klomp boeke gegaan, maar dis glad nie al ons boeke nie. Ons het regtig ontsettend baie boeke wat ons versot is op. Ons wou vandag vir julle kom ons noem dit 'n keurspel van sekere van ons boeke gee om vir julle te laat dink. Maar as julle dalk nie die boek gesien het wat jy graag in jou klas wil gebruik het vandag nie, asseblief kontak ons. Ons het soveel boeke wat ons graag vir jou meer oor vertel, so asseblief kontak ons oor enige van die boeke op hierdie webinar of vra vir ons wat het julle nog, want ek was amper daar, maar ek dalk nie heeltemal daar nie. Ons gaan graag help en ek dink almal het hulle self voorgestel, so daar's mense in al die provinsies, so asseblief moenie bang wees om uit te reik nie. Eendag gaan ook die webinar vir julle almal stuur, so as julle soos 'n bietjie vinnig gegaan het, jy het nie tyd gehad om die QR-kodes te skandeer nie, gaan jy die geleentheid kry hierna. Ek weet nie, ja, Ena het ook nou die skolekatalogus ingesluit. Dit het die meeste van ons boeke in. Dit het daar's 'n Afrikaanse afdeling as ook 'n Engelse afdeling, so hopelik gaan jy daar regkom. Ek dink nie daar is enige vrae nie en as gevolg daarvan gaan ek vir die paneel van deskundiges en my kollegas wil ek baie dankie sê. Selfs al het ek al baie van hierdie boeke dit alles gelees, baie daarvan gehoor, weet, elke keer as jy daaroor praat, raak ek van vooraf opgewonde en ek wil dit sommer net weer lees. So baie dankie vir wat julle gedoen het en baie dankie Ena dat jy die webinar opgestel het. En baie dankie vir julle, die onderwysers wat tyd uit julle besige skedules geneem het om na ons te luister. Ek hoop regtig hierdie is pitkos en gaan julle help in julle klaskamers. En ek wil vir julle baie sterkte sê vir die res van hierdie kwartaal. Mag dit goed gaan. Mag julle kinders rustig wees en die ouers ook. En ons hoop om weer so 'n tipe webinar te doen Julie, Augustus se kant. So dan sal ons oor ander titels ook gesels. So baie dankie. Hoop julle het 'n lekker aand.